Wel hallo en baie welkom by week 3 en 4 se les. Okay, so ons gaan niks doen op hierdie eerste bladsy nie. Ons het reeds jou formele assessering gedoen. Verlede week het jy taak 9 gedoen, so ons ignoreer hierdie bladsy. Jy gaan wel aktiwiteit 2 doen, hierso op bladsy 147, 148 en hy gaan nog steeds aan op bladsy 149. So hierdie is basies soos 'n begripstoetsie. So jy gaan die teks lees en dan die vrae wat daarna volg beantwoord. Alright, kom ons kyk na die gedig Koelkas. So die gedig Koelkas is geskryf deur Andries Besuidenhout. Volgens die wet van termodinamika is verkoeling die meganika. Van hitte verwyder eerder as koue bygevoeg. Ook bekend as kriogenie. Koue, my lief, is dus niks anders as die afwesigheid van hitte nie. En ek wat op die klipvloer bewe, van dat jy nie meer hier is nie. So kom ons ontleed gou hierdie gedig bietjie saam. Alright, so hierdie is redelik 'n koue gedig, stem jy saam? Okay, kom ons kyk gou. Volgens die tweede wet van termodinamika. Nou termodinamika verwys na warmteleer. Nou die tweede wet is die reël wat verklaar dat energiebronne opraak. Met ander woorde, dit is nie konstant nie. Dit bly nie dieselfde nie. So dit sê vir ons dat die energie wat beskikbaar is nadat die chemiese reaksie plaasgevind het, minder is aan die begin van die proses. Okay. Is die verkoeling van die meganika. Nou meganika is nou weer die leer van beweging en die kragte wat dit veroorsaak. Nou dit sê vir ons van hitte verwyder, so hitte hier het 'n figuurlike betekenis. So dit verwys na die vurigheid, ywerheid en geesdrif van die mens. Okay. So hierso het dit 'n figuurlike betekenis. Ook bekend as kriogenie. Nou kriogenie is wanneer ons iets bewaar deur dit baie stadig tot onder vriespunt af te koel. En dit bly dan gevries en wanneer dit dan onttooi, is dit presies so net soos wat dit was toe dit die kriogeniese proses ondergaan het. Nou die spreker sê dan, koue my lief is dus niks anders as die afwesigheid van hitte nie. So hoekom kry ons koud? Want daar is nie hitte nie. So hier verwys hitte na sy geliefde. So sy geliefde is sy hitte, maar sy geliefde is weg, nie meer daar nie, en daarom kry hy koud. So hier sê die spreker en ek, so ons het hierso 'n eerste persoons vertelle, wat op die klipvloer het, dan kom reg, klipvloer bewe. So hier sê vir ons die mens se liggaam bewe om op te maak vir die verlies aan hitte. Okay, so dit is nou hierdie meganika, die beweging en die kragte wat dit veroorsaak. So die liggaam bewe om op te maak vir die verlies aan hitte. Van dat jy nie meer hier is nie. So met ander woorde, ons spreker is koud gelaat, omdat sy geliefde hom verlaat het. Okay, so hy het hierdie hele proses ondergaan van die hitte wat verwyder is, en die hitte verwys na sy liefde, vir sy geliefde, dit is verwyder, dit is weg, en nou kry hy koud, en nou lê en bewe hy. So, 'n koelkas, die titel van ons gedig, verwys na 'n yskas. En dit is 'n kas waarin die temperatuur van lig binne in die laag gehou word, om te verhoed dat voedsel vinnig bederf. Okay. Ek het nou meerderheid van hierdie goedjies met julle bespreek. Die tweede wet van termodinamika, so die spreker wie se geliefde weg is, so dis nou asof hy nie normaal sonder haar kan funksioneer nie, sy was dus die spreker se hittebron. Maar tog is daar hoop, want net soos kriogenie, die menslike liggaam kan vries om later weer springlewendig te ontvries, kan die spreker sy geliefde, sy liefde, met ander woorde sy hitte, ook bewaar, totdat sy weer eendag terugkom. So figuurlik gesproke hierso word die spreker dus in 'n koelkas geplaas, onder kriogenie geplaas, sonder sy hitte, sonder sy geliefde se warmte, en koel hy af in die afwesigheid van sy liefde.
En dit sluit dan aan by daai wet van termodinamika wat bepaal dat hitte nie konstant bly nie. Tipografie van hierdie gedig. So hierdie gedig bestaan uit 4 couplette. Onthou 'n couplet is wanneer 'n strofe uit 2 versreëls bestaan. Ons versvorm wat voorkom in hierdie gedig, ons het 'n vrye vers, ons het slegs 'n strofe wat net strofe 1 het 'n vaste rymskrema en metrum is ontbreek. Daar is nie baie hoofletters nie en die lengte van die versreëls is ook nie almal dieselfde nie. Ons het wel enjambement wat voorkom in die gedig wat funksioneel is omdat dit die binding in die gedig bewerkstellig. So dit bind die hele gedig saam. Kyk, nou daar is 'n gedurende kontras tussen warm en koud. So dit beklemtoon die koue in die yskas deur die vermindering van die hitte en dit sluit aan by die beeld van die spreker wat van sy hitte, met ander woorde sy geliefde, ontneem is en dat hy nou op die vloer lê en bewe van die koue sonder haar liefde. OK, so, wat gaan jy hierdie week doen? In die handboek net aktiwiteit 2 en 6. So ek het dit lekker kort gehou daar, omdat jy fase 1 van die taak moet doen, wat die baie navorsing is. Poesie, koelkas, van Andries Besuidenhout. Onthou, daar is 'n ekstra dokument opgelaai, gaan werk asseblief daardeur, gaan spesifiek deur die vrae en antwoorde, en dan ook die literêre opstelle. Kies een, vat daai opstel, gebruik die feite wat ek vir jou gee, en gaan skryf jou opstel, met voorbeelde en aanhalings uit die romanteks. Alright.